dis nog steeds die kwessie van kultuur en ek dink ons het nou al gevrede gemaak. Konrad, ek wil amper sê kundige, nie deskundige nie, kundige Ek op weet kultuur. ietsie. Jy het 'n idee. Ja, ek weet ietsie. Nou okay, hierheen is vir my belangrik. Ek wil graag hoor wat sê jy? Jy's 'n Afrikaner. Ja. Ek is 'n boer. Ja. Wat is die verskil in kultuur? So ek wil dit dalk soort van ver terugvat net na die Tweede Vryheidsoorlog met die Engelse. So omtrent in 1913, 1918 het die regering 'n kommissie ingeroep. Ek dink as die Malan kommissie, ek staan onder korreksie. Maar die probleem waarmee ons gesit na die oorlog was die Afrikaner maar basies 'n bywoner. So hy het agter in iemand anders 'n jaar gebly of hy het op 'n stukkie grond gebly van 'n familielid. So die groot gedeelte van die blanke bevolking, Afrikaanse blanke bevolking, was verarmd geweest. En so hulle het die blanke arm blanke fenomeen geweest. Na die Tweede Vryheidsoorlog was daar net niks nie. En toe die nasionale party die Suid-Afrikaanse party die SAPE en die NATE toe die nasionale party gekom en onderdruk het die SAPE toe die Malan kommissie in werking gestel waar hulle navorsing gedoen het oor die fenomeen van die arm blanke, waar so groot gedeelte van die blanke, Afrikaanse blanke spesifiek, agterryers was en baie soos wat die kleerlinge amper nou is en die swartes nou waar hulle nie toegang tot die ekonomie gehad het, maar die ekonomie was grootliks gedomineer deur die Engelse. Ja. Wat toe nou grootliks aangehou het tot met onafhanklikwording in 61. So wat gebeur het met dit, het die Malan kommissie het hulle strukture in plek gesit om die Afrikaner op te hef. So my oupa byvoorbeeld, hulle die Boegelbergdam gebou in die Noord-Kaap. En dan by die Boegelbergdam het hulle vir arm blankes stukke grond gegee dat hulle kan begin boer en sodoende die mense begin ophou. Oral langs die Oranje rivier het hulle grond vir die arm blankes gegee sodat hulle kan begin boer. En dit het daartoe gelei dat ons stadig maar seker 'n boere-blanke gemeenskap gebou het. So die Afrikaner wat uit daai gedeelte uitkom, wil ek amper sê was die ontstaan van die boere-Afrikaner. Die landbou gedomineer deur kultureel konservatiewe mense, gedryf deur die nasionale NG Kerk en die Dopperkerk. So die dominante faktore in daai was Afrikaners selfonderhoud en dan ook Afrikaans geloof gewys in die ek wil nou omgekeer sê Katoliek, maar dit is glad nie Afrikaans nie. Maar die NG Kerk en die Dopperkerk, daai twee het dit gedryf. So wat toe gebeur het hier in die 30s en die 40s, het die regering gegaan en het groot nasionale institusies begin, soos Sanlam, Spoorweë, Poskantoor, Sasol, al daai plekke wat begin het gegaan om industrialisering van die Afrikaner bevolking te werk te bring. So groot gedeeltes van die ontwikkeling van die Afrikanerdom het dan uit die nuwe industrialisering van die Afrikaner gebeur. So jy daar toe nou die blanke Afrikaner gemeente geleentheid gehad wat nog aan die boere gedeelte gehang het en dan nog seker erg konservatief was en as jy onthou van die vorige gesprek van wat ons noem 'n kulturele of 'n waarde wond van die Tweede Vryheidsoorlog met die Engelse waar soveel mense in konsentrasiekampe dood gegaan het en die plase afgebrand het en alles wat daarmee saamgegaan het. So die nuwe industrialisering het begin en die regering het toe besluit na 48 toe die nasionale party oorgeneem het om die Afrikaner in die bureaukrasie van die regering in te sit. So toe het hulle 'n hele bureaukratiese vlakke begin vorm binne die regering. So hulle het toe blankes, soos wat ons nou met BEE kry, waar hulle die swartes ingestoot het hulle toe op daai stadium die blankes en spesifiek die Afrikaner konservatiewe mense in die regering ingedruk. Die verskil tussen daai stadium en dan nou hierdie stadium is waar die swart regering vandag van bevoegde mense ontslaag geraak het en deur keiders vervang is, het die boere dit anders gedoen. Die Afrikaners het dit anders gedoen. Hulle het met tyd mense ingebring
So hulle het institusionele kennis behou en verbeter en verafrikaniseer en dan het ons uit dit uit 'n nuwe middelklas en 'n nuwe Afrikanerdom geskep wat nie gebou is op die boer gedeelte nie. So die boer ontstaan uit dan nou die boerderye en die plase wat vir die boere gegee is wat deur die regering geskep is. En ek meen dis nie net Boegeberg nie, dis 'n variasie van valwater, valarts. So daar's 'n hele klomp besproeiingsskemas begin wat spesifiek gemik was om vir die Afrikaner dan 'n werksplek te gee of grond te gee sou hy daar wees. So baie van die kulturele verskil tussen 'n boer en 'n Afrikaner lê tussen die gedeelte van die mense wat op die plase gebly het en dan aanhou boer het en familieplase, groot suksesvolle familieplase, maar daar was ook groot gedeeltes van hulle wat maar armlastige boere gebly het en aangehou boer het, klein stukkies grond, maar nog steeds die boerekultuur aangehad. So as ons dit kan diferensieer, die boerekultuur het baie te maak met die kontak met die grond en dan die gelofte wat in God amper gemaak is, dat ons die land sal bewaar. So dit is baie meer 'n kultureel gelowige, argaïse, is dit die regte woord, kontak met die grond en met God, wat die boer aangegaan het en dit sal beskerm. So vir my lê die diferensiasie tussen daai boer wat nou voortgegaan het en die ontwikkeling, die kulturele van die ontwikkeling van die boer, het van daai tyd sterk deurgekom. En selfs in die 60s en die 70s sal jy hoor van Afrikaanse mense wat in die regering gewerk het, wat prokureurs was, wat politici was, wat nog steeds die boergedeelte van hulle kultuur sterk aangehang het. Met ander woorde, hulle bedank, hulle pensioen gebruik, hulle plaasie gekoop, jy weet, of een van daai tipe goeders. So die boerekultuur, die kultuur wat gevestig is in die grond, Afrikanerdom en dan die gelofte aan God om dit te ondersteun en deur te dra, is al vir my die boergedeelte. En dan die Afrikaner gedeelte het vir my hier in die laat, na die nasionale party in die regering gekom het in 48. So die Afrikaanse kultuur is toe deur opvoeding, onderwys, radio, TV en alles, die Afrikaner kultuur tevoorskyn gedruk in elke sfeer. So Afrikaans het toe die dominante taal en kultuur in die skool en in die kerk en enige openbare omstandighede geraak. So daar's vir my kom ons noem dit die kulturele ontwikkeling van die Afrikaner het vir my gekom na die kulturele ontwikkeling van die boer. Dus almal was boere op 'n stadium en toe is daar al 'n gedeelte wat afgeskei het en toe Afrikaner geraak het. So groot gedeeltes van die Afrikanerdom kom dan uit die stede uit, maar hulle het nog steeds behoefte om 'n stukkie grond te hê, 'n plaasie te hê of so. Maar dis nie hulle dominante behoefte nie. So hulle het nie meer daai inherente gevoel vir die grond en die behoefte om te boer nie, maar hulle identifiseer met die konteks van wat dit beteken om 'n boer te wees. Ja, ek hou daarvan as ek die advertensies op TikTok en Oliver sien van hierdie jong boere met hulle kort broekies en so, jy weet, dit is al 'n terughinkering na boer wees, maar met 'n nuwe klem op dit, met ander sexiness gedeelte. So Afrikanerdom vir my het gesplit, as ek dit so kan sê. Die boer gaan nog steeds aan, hy sal altyd daar wees solank soos ons op die grond is. En dan die Afrikaner is die gedeelte van mense wat nou nie net meer noodwendig wil boer nie en nie so sterk identifiseer met die grond en die landbou gedeelte van dit. As ek net so kan sê, die kulturele deurtrekking vir my tussen al hierdie is van almal van hulle, want omdat ons grootliks van die Duitse en die Nederlanders afkomstig is, en is deel van hulle kultuur wat ons saamgedra het, is georganiseerdheid, hardwerkendheid, wat amper geleë is in ons geloof. Ons is almal Calvinisties van aard en die goddelike roeping wat ons het is om hard te werk en suksesvol te wees in dit wat ons doen. Maar hier in die 60s, 70s en die middel 80s tot 'n mindere mate het die Afrikaner uitgestaan. En toe, het snaaks genoeg, hier in die laat 80s, en dis waarvan ek deel was daar vir my 'n nuwe strein, as ek dit so kan sê, 'n nuwe strein van Afrikaner, die verligte Afrikaner. Dus dis nou een wat bykom. Dis nou een wat bykom. So ons moet, jy weet, daar's 'n groep Afrikaners, daar's 'n groep boere
En dan is daar die groep die verligte Afrikaners. Dis soos die Max de Preez en Piet Kroukamp, jy weet daai tipe mense. Hulle is dan nou die volgende vlakkie van Afrikaners waar hulle self verwyder het van die boergedeelte en hulle kyk meer op dit op 'n manier, nie negatief nie, dis net 'n plek van waar af hulle kom, waarmee hulle nie meer identifiseer nie. So hulle is slim, hulle is ingelig, jy weet, hulle het wêreldskennis en al daai goeie wat die boer volgens hulle nie het nie. So die Afrikaner lê daar's 'n smeltkroes van Afrikaners wat in die middel lê daar. So dit is waar die kleerlinge inkom, Khoisan en die mense in die Noord-Kaap wat grootliks dominant Afrikaans praat. Hulle is ook Afrikaners. Hulle is uit en uit Afrikaners. Maar wag nou net so 'n bietjie. Ek moet dit nou net ek hoor nou hierdie pragtige verhaal van die ontwikkeling van hierdie kultuur. Ja. Maar vir my is kultuur soos wat ons in ons eerste gesprek ook gesê het, meer etnies gebonde. Daar is Die swart volkere en ek hou daarvan om dit as voorbeeld te gebruik hier in ons Suid-Afrika. Is daar 'n groot kultuurverskil tussen byvoorbeeld die Zulu en die Sotho. Ja. En in daai konteks en dan moet ek voel verplig nadat ek nou geluister het na jou om die etnisiteit van die Afrikaner en die etnisiteit van die boer terug te vat na voor die Tweede Vryheidsoorlog. Want dit wil vir my voel asof beide daardie se volkskultuur of etniese kultuur ten gronde gegaan het met die Vryheidsoorlog. Ek dink nie dit het ten gronde gegaan nie. Ek dink dit het dinamika verander. Want jy moet onthou die Afrikaner is 'n kulturele groep wat gevlug het van die Engelse af. So ons moet dit onthou. So toe het ons gekom, ons eie republieke van die Vrystaat gister, die Republiek van Natal, en dan ook die Transvaal, die ou Transvaal en die Republiek van Klipdruk verbly my gunsteling een. So ons het ons eie half provinsies begin vir die Afrikaner. Maar ons moet onthou omdat ons nie industrialisasie gehad het nie. Was ons almal op dieselfde vlak gewees. Daar was 'n groepie van die Afrikaners wat in die mynbou was, met ander woorde maar baie klein gedeelte van hulle wat in die myne gewerk het. Ek meen dit is die rede vir die 1913 grondwet gewees, of die naturele wet waar die grond verwyder is van die swartes, om hulle te forceer om in die myne te gaan. Dis om ons Chinese ingevoer het. Want die boere wil in die myne werk. So die etnisiteit vir my van dit is 'n moeilike aanvaarbare ding binne die kultuur, want oorspronklik was die boer, en ek sal sê voor die Tweede Vryheidsoorlog, blank Afrikaans Christen groepie mense gewees. Binne die Republiek van die Oranje Vrystaat. Onder andere Spesifiek. in die Republiek van die Jy sien Transvaal. ek wil want dit is waar ek die ding wil heen vat. Ons het die ZAR gehad. Ja. Wat die valpense was. Ja. En ons het die Republiek van die Vrystaat gehad wat die blikore was. Die Ja. boere en die Afrikaners. Ja. Histories. Ja. Ek bedoel ons kan nie daarvan wegkom nie. Nee. Dit is so gedokumenteer. So daar was twee onderskeie etniese groeperings of volkere as jy wil. Politieke groeperings. Ons moet onthou dit was meer politieke groeperings. Want jy moet onthou baie van die mense wat in die Vrystaat was, 'n familie en Was in die Transvaal. was in die Transvaal. Ja. Want jy weet daar's 'n rivier gewees wat hulle geskei het en jy kan deur die rivier stap, ons weet dit op 'n droogte dag, jy weet. So ek dink die ZAR in die Republiek van die Vrystaat, ek dink tot 'n groot mate was polities verskillend geweest, maar nie kultureel verskillend. Kultuur dieselfde. Ja, kultureel was hulle dieselfde. En uiteindelik, en ek dink dit is wat president Steyn en president Kreer en beide van hulle uitsprake wat hulle gemaak het, was dat daar 'n groter mate van eenheid moet wees tussen. En dis uiteindelik ook hoekom die twee saamgestaan het teen die Engelse. Want ons kultureel en etnies en so was almal baie naby aan mekaar en dieselfde. Goed, en toe kom die Tweede Vryheidsstryd en daardie kultuur word eintlik voortgedra soos uit wat jy nou verduidelik het hierso na die oorlog. Jy moet onthou wat die Tweede Vryheidsoorlog gedoen het. En jy moet ons vergeet dat baie mense in die Kaap was gesien as oorlopers en handsoppers. En dis die mense in die Kaap, dis die mense wat half die Engelse ondersteun het. En die rebelle. En die rebelle. Jy weet daar's 'n groepie van hulle, so ons moet hulle nie vergeet nie. Maar die dominante kultuur wat ontstaan het na die Tweede Vryheidsoorlog, die wond wat ons almal gebind het. Jy moet onthou ons kultuur is 'n reaksie gewees
op 'n eksistensiële probleem wat ons ervaar het. So na die Tweede Vryheidsoorlog, die wond wat ons almal gebind het, die dilemma wat ons almal moes oorkom, was die Tweede Vryheidsoorlog. Hoe raak ons na dit? Wie raak ons na dit? Hoe maak ons onsself beter na Ja. dit? Goed. Kultuur. Hierso is Koepel TV se spesialis op kultuur. Kan ek net nog een ding Ja. sê? Ek weet jy wil nou klaarmaak en dit raak nou lank. Maar ons moenie vergeet dat die Afrikaner is binne die konteks van kultuur ook nie 'n geïsoleerde entiteit nie. Ons werk in 'n oop wêreld waar die dinamika ekstern ook beïnvloed in die binne terme. Die probleem wat ek het met die meeste Afrikaners is dat hulle nie die belangrikheid van hulle kultuur erken nie en hulle het 'n geneigtheid om die Afrikaanse kultuur as minder as Engels te sien, minder as Amerikaans, minder as Europees, terwyl die Afrikaans, ongeag of jy boer is of Afrikaans of whatever, die kultuur wat ons saam het, dit is ons taal en ons godsdiens en dit is wat ons saam wil. Ons Afrikaners moet 'n groot mate moet besef dat ons het 'n baie spesifieke plek in geskiedenis en ons moet dit beskerm. Groot woorde. Dankie Konrad. Plesier.